Goeiemôre almal. Hier is nog plekkie voor ook. Niemand lyk my by die voorsit nie, maar hier is nog 'n paar tafeltjies. So as daar nog mense inkom, sê maar net vir hulle, julle daar agter, hier is nog plekkie voor. Maar baie welkom hierso vanoggend. Dis 'n lieflike dag. Sover ek het gehoor die wind kom later sterk op, maar vir nou is dit nog 'n lieflike dag. Ja, hier is ons plekkie voor. Welkom. Dis lekker om hier saam te kan wees. Ons is ook bly die Springbokke het nie soos 2015 verloor teen Japan nie. So ons het daarom hulle goed gewen en ons hoop ons vroue cricket kan ook die wêreldbeker wen. Dit sal nou besonder wees. Maar baie welkom. Ek wil vra dat ons mekaar net sal groet. Groet die mense om jou as jy nog nie het nie. Sê môre, welkom. Ek het verlede naweek ook lekker afgehaat, my ouma het 90 geraak en dit moes nou eintlik 'n verrassing gewees het, maar ek het nie gedink, ek was so half bietjie versigtig, want my ouma kyk baie keer die dienste, maar ek het nou gedink sy gaan dalk nie die afkondigings ook kyk nie. En toe ek nou daar kom, toe is sy verbaas, maar toe kom ek agter sy het gehoor ek kom. So sy luister, sy hoor alles nog steeds. Dis wonderlik. Jy kan ook 'n bietjie draai want ek wil hê julle moet 'n spasme hê môre nie. So jy hoef nou nie so te bly sit nie. Draai jou stoel 'n bietjie as dit makliker is. Ja, ons wil nie iemand met dokter toe gaan môre met 'n stywe nek nie. Fisios kan jou seermaak. So sit eerder reg en makliker sodat jy lekker kan sien. Ek wil vra wie wil vir ons die Christuskers aansteek vanoggend. Dis al iemand, Ryan Lee, hy's altyd gewillig. Dankie. Lyk my as hy in die diens is hy die aansteker van die kers. As julle gaan braai, gaan julle nie sukkel nie. Jy gaan weet hoe om hom aan te steek. Dis sy, dankie. Ons steek dit aan want ons is nie maar net hierso saam nie. Dis lekker om saam te wees, maar as 'n gemeente, ons is saam in die teenwoordigheid van die Here. En dit is wat ons moet onthou en besef. Dit is 'n wonderlike voorreg, maar ons moet ook bewus wees daarvan, want ons leef besig, ons vergeet dit soms. Maar ons is so afhanklik van die Here en die kers herinner ons net daaraan. Almal kan dit dalk nie sien, maar die Here is hier teenwoordig. Die Here los ons nie. Dit is so wonderlik. Nou, ek wil nou Luke sê daarso, hy het iets wonderliks gedoen, iets wat eintlik baie mooi gaan aansluit. Hy's 'n klein seentjie. Luke. Hy's 'n klein seentjie, maar hy het iets wonderliks gedoen. Dit sluit aan by die diens. Hy het 'n paar eetgoedjies gebring, broodjie en chippies en so, en toe vra hy vir Ivan, hulle wil julle ook hê. Hy deel, hy kon alles vir homself gehou het, maar hy het sommer gedeel. So dis baie mooi. Ek weet nie, hy sal nog hê, maar hy sal vir jou dalk ook gee. Herman soek ook 'n pakkie chips. Maar ons gaan 'n bietjie daaroor gesels ook later, mededeelsaamheid en vrygewigheid. Maar toe ek nou dit sien, toe dink ek, Jesus, dis nou juis wat ons op fokus vandag. Maar eers wil ek hê ons moet 'n bietjie nadink oor bemoediging. As jy iemand bemoedig, dan spoor jy hulle aan, jy moedig hulle aan. Hulle gaan dalk deur 'n moeilike tyd of hulle kry swaar. Dan as jy vir hulle sê nee, jy kan dit doen of moenie opgee nie of ek bid vir jou, dan bemoedig jy vir hulle. Nou ek het gelees van daar was 'n jong werker by 'n werk en hy het gesukkel om aan te pas. En toe het iemand wat nou ook daar gewerk het vir hom elke dag net 'n briefie gelos en gesê jy doen goed, hou aan. Want hy het gedink dalk moet ek ophou. Dis nie lekker nie, ek sukkel. Maar daai briefie het vir hom net gehelp om nie op te gee. So daai medewerker het hom bemoedig. En dis ietsie kleins,
om nou net 'n briefie te skryf vir iemand, vat nou nie baie tyd nie, maar dit het vir daai ou baie beteken. En hulle het toe selfs vriende geraak later. So, ek wil hê jy moet vir iemand langs jou vertel van 'n keer hoe iemand jou bemoedig het, of toe jy iemand bemoedig het. Dalk was dit in 'n eksamen en jou ma of pa het jou net bemoedig. My ma het byvoorbeeld vir my eetgoedjies gebring so, en dan het dit my gehelp. Dit was lekker, dit het dit lekkerder gemaak. Toe ek sport gespeel het ons interskole gehad. Toe was dit my matriekjaar nou by ons skool se velde. So dis baie lekker, jou tuisgrond. En toe skree die skare, die skoolkinders en mense wat kyk, en van hulle het my naam geroep toe ek moes bal. So dit het my baie aangemoedig. Dit was nogals lekker. Dit het my gehelp. So deel met mekaar, waar het jy al iemand bemoedig, of waar het iemand jou al bemoedig, en hoe was dit? Dalk hoor jy nou van iemand wat deur iets moeilik gaan. Dalk het jy vanoggend gehoor, iemand gaan deur 'n moeilike tyd, en dit is dalk vir jou 'n geleentheid om hulle te bemoedig. Dalk wil jy hulle nommer vat, of hulle naam hoor vir die eerste keer en hulle kontak. Dit is ook hoe ons mekaar kan help en ondersteun. Nou daarso is 'n paar stokkies by die tafels. Iemand het my gevra, waar is die roomys? Dit lyk of dit afgeëet is. Maar ons wil julle nou nie lus maak vir 'n roomys eintlik nie, maar ek dink dit sal lekker wees op die dag. Maar kies vir jou 'n kleur. Jy kan nou een van daai stokkies vat, dan behoort vir almal te wees, maar as ons nou nie is nie, kies maar net 'n kleur. Dalk jou gunsteling kleur, dalk is een van hulle jou gunsteling kleur. En ons gaan dit gebruik om, jy gaan nou net 'n paar oomblikke vat, en dan gaan jy bid oor iets. So daai kleur gaan vir jou sê waarvoor jy moet bid. So jy kan daai slide wys aan so. So, ek wou nie dit eerste opsit nie, want dan kies jy dalk nou een wat vir jou dalk makliker is of so, maar as jy rooi het, dan bid jy vir mense wat swaar kry of siek is. Swaar kry, seer het of siek is. Groen, dank jy die Here vir die natuur, dat jy opgestaan het en lewe. Blou, bid jy vir vrede, byvoorbeeld by gesinne, skole, gemeenskappe. Geel, dank jy die Here vir iets goeds wat hierdie week met jou gebeur het. Jy sê vir die Here, dankie. Pers, bid jy vir leiers, in die kerk, in die regering, skole, waar ook al. Oranje sê jy jammer oor iets wat jy verkeerd gedoen het. Jy vra vergifnis. So vat net 'n paar oomblikke. Jy kan stil bid of jy kan saam iemand bid as jy nou wil, maar bring dit in jou gebed in, jou kleur wat jy gekies het. So vat net 'n paar oomblikke en dan bid ons. Here ons God, ons dankie vir die goedheid, die genade, die liefde en dat U teenwoordig is. Here, dankie dat U ons ken, U weet waardeur ons gaan.
en U sorg vir ons. Ons dankie vir hierdie dag dat ons hier saam kan wees in mekaar se teenwoordigheid en in U teenwoordigheid. Here, ons dank U dat ons vandag weer kan besef, ons is nie alleen nie. Ons behoort aan U en dit troos ons. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou die lied saam sing, ek is bly, ek ken vir Jesus. Dis nogals iets om oor bly te wees, ek ken vir Jesus, ek is nie verlore nie, ek het die ware lig, ek ken vir Jesus, ek is bly, ek is sy kind. Kom ons sing hierdie lied saam. In Jesaja 43 vers 1 hoor ons die volg, of dit is gebaseer op daai vers. Luister, so sê die Here wat jou geskep en gevorm het. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Het is daarom wonderlik dat God wat so groot is, dat alles gemaak het, ons ken. Ons by die naam ken. Ons is nie maar net 'n nommer nie. Dat jy voel dalk soms, maar dit is belangrik vir die Here. Hy ken ons op die naam. Ons behoort aan hom, ons is syne. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons gaan die Here loof, ons gaan die lied sing, loof die Here, hy is goed. Ons is dankbaar vir hoe goed die Here is. Ons wil hom loof. So ons sing vers 1 tot 2 saam van hierdie lied. Nou vandag gaan ons begin met 'n 5 weke reeks. Mens kan ook sê 'n reis met Barnabas in die Bybel. Barnabas die bemoediger. Dit is hoe hy ook bekend staan. So ons gaan 'n bietjie kyk na 'n paar dinge wat ons by hom leer. Hy is vir ons iemand wat sy gawes, sekere geskenke wat hy by die Here gekry het, sekere goed wat hy in goed was. Hoe hy dit gebruik het om die kerk te help, tot voordeel van die kerk en om die Here te dien. Ons gaan elke week na 'n skrifgedeelte kyk en dan ook 'n gewoonte wat daarbey pas, wat ons moet inoefen. Want ons gewoontes vorm 'n leefstyl. So as jy byvoorbeeld heeltyd
ongesond eet en nie oefen nie, dit raak jou leefstyl en jy gaan die gevolge sien daarvan. Maar sê nou maar jy eet gesonder, jy gaan oefen, dan gaan jy beter voel, jy gaan dan minder stres, jy gaan die gevolge sien. Selfde met as jy byvoorbeeld die Bybel gereeld lees, bid, kerk toe kom, jy gaan meer bewus wees van die Here as wat jy dit nie doen. So ons gewoontes is baie belangrik. Hy het byvoorbeeld die gawe van bemoediging en vrygewigheid en gasvryheid. Dis nou 'n paar voorbeelde. Dit het hy gebruik. Hy het dit gebruik om ander mense te help, om iets te beteken vir ander. So dis wat ons gaan sien. Nou ek wil vra, wie van julle het 'n bynaam? Kan dalk jou hand opsteek as jy 'n bynaam. Ek het ook 'n bynaam. Ek van julle het dalk 'n bynaam gehad iewers. Maar deel met iemand net, wat is jou bynaam? Of watter bynaam het jy gehad en hoekom het jy daai bynaam? Ek hoop nou nie dit is iets skandeliks dalk wat jy gedoen het nie. Maar dis jou bynaam, jy kry dit dalk vir 'n rede. My bynaam was op skool, ek was in die koshuis ook, so ons almal het 'n bynaam gehad. My bynaam was Stopsel. En die rede hoekom is, jy het nou 'n baas as jy nou so op skool is, so die baas het nou gehoor, my oom is 'n tandarts in die dorp. Toe kry ek nou daai bynaam. So, ons het dalk almal 'n bynaam, maar Barnabas se naam was eintlik Josef. Barnabas was sy bynaam wat vir hom gegee is. En hy was 'n Lewiet van Siprus. En dit beteken hy sou die Ou Testament goed geken het. Die Lewiete het ook 'n ondersteunende rol gehad in die tempel. Hulle was byvoorbeeld onder andere verantwoordelik vir die liedere wat gesing is. En dit alles sou hom gehelp het met sy taak vorentoe by die kerk in Antiochië. Maar ons gaan nou nog daar kom, maar dis net so 'n bietjie agtergrond van hom. Barnabas beteken seun van bemoediging of vertroosting. So hy het daai bynaam gekry want dit is waarmee hy goed was. Hy kon mense bemoedig. So toe noem die apostels hom Barnabas. So dit was sy bynaam eintlik. Dit was 'n gawe wat hy gehad het. Nou, in terme van hierdie bemoediging weer, ek het gehoor van 'n universiteitsstudent wat die student het gesukkel om daai universiteitsgelde te betaal. En hierdie student het toe gedink, ek moet dalk ophou, ek moet dalk maar eerder gaan werk, ek sukkel. Toe het die dosent vir hom gesê, moenie ophou nie. Jy het baie potensiaal. Ek wil graag hê jy moet aangaan. En hy reël toe vir hom 'n deeltydse werkie, sodat hy meer geld kon gekry. En dit het hom geïnspireer om aan te hou. Hy het toe klaar gemaak en hy het toe later 'n dosent geraak. En hy het toe nou weer ander studente gaan bemoedig en aangemoedig, hou aan, moenie opgee. Partykeer beteken so iets nogals baie. Iemand sien net iets raak in jou en hulle sê dit vir jou en dit bemoedig jou. Partykeer voel jy dalk net moedeloos oor die omstandighede. Hierdie dosent het 'n groot verskil gemaak. So ons tema vir oggend is Barnabas die bemoediger. En ons gaan lees uit Handelinge 4 vers 32 tot 37. En die geestelike gewoonte waarop ons gaan fokus is vrygewigheid. Dit beteken jy is nie synig nie, jy deel wat jy het. Soos wat Luke ook gedoen het. Jy is mededeelsel. En hierin hoor ons van die eerste gemeente, die Jerusalem gemeente. Dis eintlik 'n baie bekende gedeelte. Maar hoe hulle leefstyl was.
is eintlik 'n samevatting vir hoe hulle gelewe het. Ons hoor van hulle omgee vir mekaar, hulle mededeelsaamheid en hulle vrygewigheid. En Barnabas was ook so. So hierdie eerste deel, of hierdie teksgedeelte is deel van die eerste deel in die Handelinge boek. En dit strek van Handelinge 1 vers 6 tot 8 vers 3. En daar word nou baie gefokus op die kerk in Jerusalem en hoe hulle nou groei. Dit is wonderlik in Handelinge hoe ons hoor hoe die goeie nuus van Jesus, hoe dit versprei. So ons gaan vanoggend Handelinge 4 lees. Kom ons bid saam voor ons dit lees. Here, daar's baie invloede in ons daaglikse lewe. Daar's klomp stemme wat vir ons sê, dis hoe ons moet lewe, dis wat belangrik is, dis waaroor die lewe werklik gaan. Here, daar buite hoor ons baie keer, jy moet maar op jouself fokus. Dink aan jouself, sorg vir jouself, maak seker jy het genoeg. Dis die belangrikste. Maar by U hoor ons iets anders. Dit gaan nie net oor ons nie. U is ons middelpunt. U is die belangrikste. En ons moet lewe vir U en vir ander. Here, ons bid vanoggend dat U met ons sal praat, dat ons ore sal oop wees, dat ons sal luister. Ons vra, Heilige Gees, kom verander ons, dat ons sal besef, daar is 'n ander manier van lewe, 'n beter manier van lewe, as net om heeltyd te wil opgaar en selfsugtig te wil wees, en meer te wil hê. As ons dien, Here, en ons gee wat ons het ook vir ander, dan maak ons U bly, dan eer ons U. Maar dit gebeur nie van self nie, Here. So ons bid, kom verander ons. Here, dankie dat ons saam kan lees uit U woord vandag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So ek lees vir ons uit Handelinge 4, vers 32 tot 37, en ek lees uit die 1983 vertaling. Die opskrif is onderlinge mededeelsaamheid. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Lewiet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moet inpraat. Het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Ons lees net tot sover. Jy kan dalk vir iemand sê, wat het jou getref in hierdie gedeelte? Wat het vir jou uitgestaan vanoggend opnuut? Want ons ken dalk 'n gedeelte, maar ons dalk net weet iets wat jy vandag voel die Here lig vir jou uit. Of dalk wonder jy, deel net vinnig met iemand langs jou. Wat het jou getref vanoggend toe jy dit hoor? Mens kan nou verder ook nog oor dit gesels vandag. As jy dalk gesin is of as jy met jou vriende of vriendinne gaan ietsie eet of koffie drink,
gesels 'n bietjie verder daaroor. Maar die gelowiges van hierdie eerste gemeente was 'n hegte eenheid. Hulle was een van hart en siel. Hulle was nie elkeen op hulle eie nie, elkeen vir hom of haarself nie. Hulle was verenig. Jesus het hulle gesien as die Here van hulle lewe, die koning. Hulle het hom eerste gestel. Dit bind 'n mens saam as mens bly fokus op Jesus. Nie elkeen op jou eie, maar hulle het ook mekaar gesien as 'n geloofsfamilie. Ons is broers en susters in Christus, so ons gee om vir mekaar. Dan kan ek nie maar net ander los wat sê nou maar swaar kry. Dit is hoe hulle gelewe het. Nou, 'n mens is, as jy suinig is jy nie vrygewig nie. Dan wil jy alles vir jouself hou. Maar kyk soos daai twee kinders, die een kind huil, want hy wil nie daai koeldrank deel met daai meisie nie. Partykeer sien mense 'n kind maak so, hulle vat hulle speelde, druk dit so teen hulle bors en sê myne. Ek wil nie, dis myne, ek wil dit nie deel nie. Luke het nie so gemaak, hy het gedeel vanoggend. So dit is wonderlik. Dis hoe hierdie gemeente ook was. Hulle het gedeel, ja. En ons moet almal so wees, ons moet almal deel. Dis lekker om te deel. So ons moet vrygewig en mededeel saam wees. Ons moet ook deel. Dit maak ons ook gelukkig. Waarmee soms dink, dis beter om te hou. Party mense hou baie, maar hulle is nie gelukkig nie, hulle is nie vry nie. Dit maak jou nie regtig gelukkig. Nou, dit is die Heilige Gees wat hierdie gemeente so verander het, om vrygewig te wees, om te gee. Ons hoor, hulle het alles met mekaar gedeel. So hulle het nie eintlik gesê, wat myne is myne nie. Daar is so gesegde wat hy sê, wat myne is myne en wat joune is ook myne. Nou hulle het nie dit gedoen nie. Hulle het eintlik gesê, wat aan my behoort aan jou ook. Ons deel wat ons het. Nou vir ons klink dit dalk eintlik nog ons vreemd vandag, want ons leef nie eintlik so dat ons alles deel met ander. Selfs onder mekaar as Christen, ons leef nie so. Maar in daai, hulle het so gedeel, hulle het regtig alles met mekaar gedeel. En ek het iewers vertel, Jaco Strydom met so beweging begin met Echo Huis. En dis huise waar verskillende mense saam bly. Party is nou meer welaf en ander kom sê nou uit 'n kinderhuis. Hulle deel. So dit gebeur vandag byvoorbeeld. Dit is nie maar net 'n mooi idee nie. Hulle leef dit uit. Hulle deel hulle kar, hulle deel hulle kos, alles. En ek het al van daai etes bygewoon. Dis nogals besonder dat mense vrywillig dit doen. Hulle word nie verplig nie, maar hulle kies om daar te gaan bly om 'n verskil te maak. So as ek hierdie gedeelte hoor, dan dink ek altyd daaraan. Augustinus het gesê, ontvang wat God jou gee met vreugde. Gebruik daarvan wat jy nodig het. Die res het jou naaste nodig. Dit is ook so waar. Partykeer het jy so baie goed, maar jy gebruik baie van my goed. Jy het nie regtig dit nodig nie. Nou ek het gehoor van 'n hoërskoolsteen in Kaapstad. Hy het gesien sy een klasmaat moet sy boeke gereeld, hy dra dit skool toe. Hy het nie 'n rugsak nie. En hy het toe baie sleg gevoel daaroor. Hy het nou gedink, hoe moet dit wees? Jy moet alles nou probeer dra. En hy sê toe, hy gaan sy verjaarsdaggeld vat. En hy gaan nou dit uitsit vir 'n rugsak vir hierdie kind. Dit was dan seker nie genoeg sy verjaarsdaggeld nie, maar ander het ook vir hom geld gegee toe en hy kon toe kon hulle 'n rugsak koop. Maar wat toe gebeur is, in daai graaf het dit 'n projek gehad. Al die kinders wat nou kon het, almal wat iets kon bydra, het bygedra. En toe gee hulle daai sakke vir 'n ander skool waar kinders swaar gekry het. So sy vrygewigheid het ander geïnspireer om ook dit te doen. Mense hoor in hierdie gedeelte vanoggend ook
die apostels in vers 33 hoor ons, die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het. En dit is nou al nadat Petrus en Johannes, hulle was al in die tronk, hulle was al gesê, moenie verder oor Jesus praat nie, maar hulle kon nie stil bly. Hulle het aangehou getuig. So dis die een ding wat mens hoor ook. Hulle het getuig, hulle het vertel van Jesus, maar onder mekaar het hulle omgegee, as hulle lief vir mekaar. Het hulle gekyk na mekaar. En dis twee belangrike dele. Jy kan nie net op jouself fokus as 'n gemeente en jy worry nie oor die wêreld. Maar mens moet ook nie net oor ander worry dat jy glad nie omgee vir die tussen ons wie swaar kry. Albei is belangrik. Ons hoor ook dat in vers 33 dat die genade van God was groot oor hulle almal. So hulle het God se genade ervaar en ek dink dit is wat hulle ook geïnspireer het. Alles wat hulle uit genade gekry van die Here, dat hulle wou deel, dat hulle nie selfsugtig was, dat hulle vrygewig was. Ons hoor in vers 34 tot 35 die volgende. Nie een van hulle het gebrek gely. Dit wil sê, nie een van hulle het te min gehad om te oorleef. Hulle het seker gemaak, niemand ly gebrek. Want die wat grond of huise besit, het dit verkoop, en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Maar dit beteken nou nie, hierso toe hulle bekeer het, toe hulle Christene geraak het hulle dadelik hulle huise verkoop en hulle grond verkoop en die geld gegee. Dit was eerder, as daar 'n behoefte was, het mense dan dit gedoen op grond. So hulle agtergekom het, hier's mense wat swaar kry, het van hulle huise en hulle grond verkoop. En die apostels kon toe nou daai geld bestuur of gee vir mense wat in nood. So dis regtig wonderlik hoe hulle omgegee. Dit is regtig onselfsugtig om te dink jy verkoop jou huis of jou grond sodat ander gehelp kan, sodat ander daarin kos het om te eet. Hulle het regtig, hulle was afhanklik van mekaar. Hulle het mekaar nodig gehad. Hulle het vir mekaar gesorg. So dit is hoe hulle geleef het. Hulle was van die begin af vrygewig en mededeelsam. Dit was 'n kenmerk van hierdie gemeente. Niemand moet gelos word net aan hulle eie en sukkel om te oorleef. So hulle het eintlik die verhaal van die barmhartige Samaritaan uitgeleef. Hulle het dit nie net geken nie, hulle het dit uitgeleef. Ons gaan nie iemand wat besig is om daar te vergaan net los en sê ek gaan aan met my lewe. Ek dink vandag kan dit nogals maklik gebeur want mense is so besig, jy fokus op jouself. Ons weet nie altyd eers wat gaan in mekaar se lewens aan. Ons weet nie altyd van die swaar kry. Of mens hoor maar iemand anders moet maar eerder. Ja, dit is te besig. Natuurlik kan mens nie almal help nie, maar dit is die groot ding, ons moet bid. Here, wys my waar kan ek help? Druk daai persoon of daai situasie op my hart en wys my hoe kan ek met dit wat ek het 'n verskil. Nou ons hoor ook van Barnabas. Die eerste ding wat ons nou van hom hoor ons in vanoggend se gedeelte. Hy was ook soos hierdie gemeente. Hy was vrygewig, hy was mededeelsam. Hy word genoem. Daar was ander wat dit ook gedoen het, maar hy word genoem in hierdie gedeelte. Hy was ook vrygewig. Hy het sy gawes, sy grond gegee, beskikbaar gestel, sodat ander in nood gehelp kan. Hy het sy grond verkoop en daai geld gebruik. So dis regtig treffend. Nou party sê hy word genoem omdat hy dalk die grootste bydrae gegee. Maar mens weet dit, ons kan dit nie bevestig. Hy word dalk eerder genoem omdat hy 'n goeie voorbeeld is van hierdie vrygewigheid en mededeelsamheid. Dit kan ook wees omdat hy later 'n belangrike rol speel in Handelinge, word hy nou hier al genoem. So, dit is nou die eerste ding wat ons hoor van Barnabas. Hy was vrygewig, hy was mededeelsam. En sy vrygewigheid
syne en ander wat dit gedoen het daai gemeente baie bemoedig. Ek bedoel, vandag, dit sal ons ook nogals bemoedig as mense so groot bydrae gee. Soos byvoorbeeld ons die TV toe ons die projekte moes vervang het, toe het ons gesê, toe iemand dit donasies ingekom, toe kon ons 'n TV kry. Dit bemoedig ons as 'n gemeente, of met die klankbord byvoorbeeld. So, maar dink nou iemand verkoop hulle huis of hulle grond, dit is 'n groot opoffering. So dit het hulle bemoedig, maar dit het hulle ook gehelp om te oorleef. Hulle het hierdie bydraes nodig gehad. En dit het hulle ook gehelp om dan na vorentoe te kan aangaan en die goeie nuus te kon deel. So Barnabas se bydrae was belangrik. Dit het 'n impak gemaak. En dit het ander aangemoedig om ook mededeelsaam te wees. 'n Groot fout wat ons soms maak is om te dink ek moet baie hê voor ek kan vrygewig word. Dit is nie waar. Selfs dis 'n manier van lewe. Ek is vrygewig. Ek deel. So selfs al het mens nie baie nie, jy kan nog steeds deel. Jy kan nog steeds kyk, waar kan ek dalk wel 'n verskil? Dis nie altyd ook geld. Ons het al gehoor by die kinderreis, byvoorbeeld die kinders waardeer dit baie as jy jou tyd gee. Jy kom daar, jy stel belang, jy gee om. So daar's verskillende maniere. Jy het dalk sekere vaardighede wat jy kan gebruik. Maar dalk het jy ook geld wat jy kan gebruik. So dis verskillende goed. Ek het gehoor van 'n man, hy was 'n jong sakeman, en hy het 'n dierhorlosie gehad, en hy het gereeld, as hy na werk toe gestap het, het hy 'n ouetjie gesien wat 'n winkeltjie gehad het op die straat, goed verkoop. Maar hy het gesien hoe vriendelik was hierdie ou met mense wat verbystap en goed koop. Maar hy het geweet ook, hy kry swaar. Toe sê hy, ek gaan my horlosie vir jou gee. En ander mense het gesê, hoekom doen jy dit? Jy kon ons maar net, sê nou maar R50 gegee. Toe sê hy, dis vir my maklik om geld te gee, maar ek wil iets gee wat kosbaar is. So hy gee toe sy horlosie vir daai man. En dis vir my iets van hierdie Barnabas. Hy het iets kosbaars gegee, iets wat vir hom belangrik was, om ander te help. Daai ou was seker so bly toe hy die horlosie kry. Ek het ook gehoor van Jaco Strydom wat die storie vertel het van 'n tannie op 'n dorp wat baie gedoen het vir die gemeenskap. Sy het gereeld gery en vir mense soos 'n noodspens kos gevat, maar haar kar het gebreek en sy het nie versekering gehad. Sy kon nie die kar laat regmaak. So sy is toe bekommerd dat sy kan nie meer by hierdie mense uitkom. Maar toe staan 'n mannegroep wat by mekaar kom. Hulle het gereeld by mekaar gekom en hulle was redelik wel af. En hulle bid toe vir die tannie. En hulle sê, Here, help hierdie tannie. Maar die ene wat daar was, vra toe vir hulle, maar hy wil nou net weet, hoe wil hulle nou hê moet die Here hierdie tannie help? Moet hy nou 'n kar uit die hemel uitbeam? Want sy kort 'n kar. Ons kan nou vir haar bid, dis goed, maar het 'n kar nodig. Toe sê hy, miskien moet ons kyk hoeveel karre is tussen ons wat nou hier is vanoggend. En toe hulle dit doen, ek kan nie onthou hoeveel nie, maar daar was baie. Heeltemal meer as wat hulle nodig had. En toe sê hy, hy wil 'n voorstel maak. Kom ons bid, wie van ons moet 'n kar vir daai tannie gee? En hy sê, dit was nie 'n baie lang gebed toe. Toe het een gesê, hy gaan dit doen. Maar die wonderlike ding is, toe hy by die tannie aankom met die sleutel, toe sy so dankbaar, want sy het gebid, Here, gee my 'n kar. So, dit was nou ook weer 'n antwoord op haar gebed. Maar dit vra iets. Dis 'n opoffering, maar daai effek wat dit het, daai tannie kan nou weer klomp mense help, is so groot. En daai persoon wat dit gedoen het nog 'n kar of 2 gehad, so hulle kon dit doen. Almal gaan nie dit kan doen, maar hulle kon dit doen. So ons hoor van Barnabas se vrygewigheid. En ons moet ook so wees. Ons eer God as ons mededeelsaam en vrygewig is.
Dit is hoe die Here wil hê ons moet lewe. Nie synig en apaties en net vir onsself. Die Engelse sê nie myself en I, nie so lewe. Dit maak mens ook nie gelukkig nie. So ons moet bid en vra, Here, waar wil U my gebruik? Na wie toe stuur U my? Waar kan ek 'n verskil maak met dit wat ek het? Wys my, want mens kort ook wysheid met dit. Daar's baie nood daar buite. Ek dink mens moet vra, Here, maak my oop daarvoor. Maar help my dat dit my nie verlam nie, dat ek eerder geleenthede sien. Waar kan ek dien en 'n verskil maak? Ons het byvoorbeeld ook die noodspens, mense dra by tot dit en dit help ook die gesinne in nood. So daar's verskillende maniere. Nou die dag het ons agtergekom van die kinders by die huis waar ons is, by die kinderhuis, het nie Bybels, dit het nie Bybels. En daar's vir iemand wat sê, hulle sal vir hulle 'n Bybel gee. Nou ons weet nie wat se impak dit gaan hê nie, maar daai kinders is trots op daai Bybel. Hulle is bly en dit kan hulle hele lewe ook verander. Dit wys ook vir hulle die Here se liefde. So hier's 'n paar goed wat mens kan gaan doen. Maak 'n lys van goed wat jy nie regtig nodig het of nie meer gebruik. Jy gaan dalk sien jy 3 pare tekkies of jy het 5 jeans, maar jy dra net 2. Dan kan jy kyk waar kan jy dit gaan gee vir iemand in nood. Kobus Meiburg is ook nou betrokke by Protea Kinderhuis en hy maak ook goed bymekaar vir hulle, speelgoed, klere. Daar's baie plekke waar mens kan gee. Maak 'n lys van goed wat mense in jou gemeenskap nodig het. Watter nood is daaronder? En dan vra mens net, Here, wys vir my een van daai behoeftes. En dan raak mens betrokke daaraan. Mens kan ook dink, waaraan spandeer jy te veel tyd of waaraan is jy te geheg? En probeer dan minder daaraan geheg wees of tyd spandeer. Dan gaan jy meer tyd hê vir iets anders en om 'n verskil te doen. Of kry ook 'n paar vriende bymekaar en gaan dink saam, waar kan ons iewers met wat ons het te verskil maak. Dis ook lekker om saam met ander dit te doen. En dan word mens dalk verras met wat gebeur. Maar ons doen dit uit dankbaarheid vir die Here se genade, vir dit wat ons van die Here afkry. Dis nie dat ons net dit doen omdat ons voel ons moet. Ons wil dit doen uit dankbaarheid. So, kom ons gaan wees ook so, kom ons gaan vra vir die Here om ons te help om so te wees. En kom ons gaan maak 'n verskil. Ons doen dit as 'n offer vir die Here. Ons sê vir die Here dankie. Ons wil leef soos die Here van ons vroeg. So kom ons gaan leef so. Kom ons bid saam. Here Jesus, U het vir ons die voorbeeld gewys van opoffering, diensbaarheid, omgee, liefde. U was vrygewig, U self gegee vir ons. Here, U het mense wat swaar gekry het, jammer gekry. Here, ons moet ook so wees. Help ons, Here. Help ons om nie selfsugtig te wees nie. Here, U gee vir ons goed. U seën ons daarmee en ons kan ander ook daarmee sien. Here, ons kan nie net vra vir nog en ons moet net als opgaan. Ons moet ook bely dat ons soms dit doen, Here, dat ons fokus verloor. Dat besittings dalk vir ons te belangrik raak. Dat ons meer en meer wil hê. Here, daar is ander wat nie eers genoeg kos het. En dit moet ons ook raak. Here, maar ons dank ook hierdie gemeente, dat mense bydra, dat ons ander ook in nood kan help. Ons dank U, dat U vir ons sorg, en daarom kan ons ook vir ander gee, want ons vertrou U. U sal vir ons sorg. Here, ons dank U ook vir die finansiële bydraes wat ons gemeente gekry het, ook met die 10de maand dankoffer, en ons bid ook, Here, lei ons met hoe ons dit moet gebruik, tot eer en verheerliking van U. Here, ons bid vir die in ons gemeente wat swaar kry, wat siek is, want dit is op ons afkondigings, ons bid vir hulle en ons dra hulle op aan U. Daar is mense wat regtig in die nood is, wat regtig baie pyn het.
Here, wys ons hoe ons vir hulle kan bemoedig. Here, dankie dat U vir ons die krag gee om te gaan doen wat U van ons vra. Here, ons is so dankbaar vir U goedheid en U genade. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en dan gaan 'n paar afkondigings met gedeel word. Ek wil net noem, daar is 'n snack stand barcode op die afkondiging, so as jy so jou bydrae wil maak, kan jy ook. Jy sit nie altyd kontant daar by jou nie. Jy kan 'n EFT ook maak as jy wil. Goeiemôre. Vir ons het afkondigings as ons met besoekers volg hier by ons, stieke aan kop. So graag vir julle kruisie gee en sê baie welkom by ons. Dit besoekers ok, ons kyk met die afkondigings. Dinsdagoggend is daar 'n kerkhuisvergadering. Ons vra asseblief daar die voorbereiding vir dit wat daar bespreek word. En dan sonskynklap is nou donderdag die 6de, maar let asseblief op die tyd. Dis nie 10:00, dis 9:30. 9:30, sonskynklap donderdag, komende donderdag. En dan ook senior lidmaat en kersete, dis om die draai, die 15de, dis R40 per persoon. Jy moet daarby net bespreek asseblief. En dis net vir lidmate van ons gemeente en dis ook 'n aansitete en nie wegneem nie. Maar u moet nou voor die 9de moet jy antwoord. Hierdie se nommer is daar, kontak asseblief vir haar sodat die getalle gaan inkry. Ek het iets gesien is verjaarsdag nie. Almal wat in die week verjaar, baie geluk. Dan mag die Here werk ek julle ook in die jubileumsjaar baie naby wees. Op ons gebedslys, jy sien daar die verjaardag, sal gesondheid vir die Wesstraat sien ek die soort, door een van As, sukkel met hulle gesondheid en ook Nora Amstel, ek herstel op na operasie en baie dankie vir almal wat ek vir my gebid het tydens my operasie. Ons bid in die algemeen ook vir almal wat in die gemeente, toe my gebied genoemd, as mense baie swaar kry, en mense wat al in die tyd baie bekommerd is. Kom ons dra almal aan die Here op. En dan volgende Sondag middag 3:00, ons het my shoulders op hier, ek het net van hom by net operasie gehad. Volgende Sondag middag 3:00,
het ons konsert hier by ons, Afrikaans is 100. As jy nog 'n kaartjie geklik het nie, ek het by my, jy kan ook vir Benny kontak, dit is R50, skoolliede is gratis. Dit gaan 'n lekker middag wees, goeie kunstenaars, so kom woon dit by, dit gaan ook as fondsinsameling vir ons gemeente, dink ek het nou alles gesê. Ja, ons slotlied is my hande, hef ek op na u, kom ons sing hierdie lied saam. Ontvang nou die seën van die Here en gaan uit in sy vrede. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees en bly. Amen. Ons gaan nou gaan dan heen sing en onthou ons op na die tyd.